hier want ons wil leer, prys sy naam. Yes. Ons is hier want ons soek meer. Ons wil beter en sterker word. Wil jy dit doen? Ek wil. En weet jy, die kosbaarste van alles is, as jy in die teenwoordigheid van die Here staan, as jy in die teenwoordigheid van die Here beweeg, dan verander hy jou lewe, halleluja. En hy raak jou liggaam aan. Ek hoor die amen sê, amen. My liewe broer en suster, die boodskap van vandag is, stel God eerste. Stel God eerste. Maak jou Bybel op by Markus 10. Markus 10, daar vanaf vers 17. Terwyl Jezus met 'n jong man praat, glo ek ook vandag praat hy met ons. Ons miskien nie meer jong, die man is nog mooi. Amen. Oudelik. Die Here praat met ons vanoggend. Markus 10 vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? My liewe broer en suster, hierdie is 'n baie diep vraag. 'n Vraag wat baie mense seker al gevra het in hierdie lewe. Ek dink nie ons sal dit kan tel van mense wat al gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En vers 18 sê Jesus vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egspreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. My broer en suster, Jesus kom en hy gee hom 'n goeie beeld van wat nodig is. En ek glo Jesus wou eintlik sy antwoord hoor. Vers 20 sê, hy antwoord en sê vir hom: Meester, al die dinge het ek onderhou van my jeug af. Klink dit nie bekend nie? Sê ons dit nie ook gereeld nie? Ek steel nie. Here, ek leef 'n goeie lewe, kyk maar net. Here, ek vloek nie. Ek gaan daarom as ek tyd het kerk toe. Ek gee ook daarom 'n geldjie vir die kerk, Here. Ek doen daarom ook so af en toe wat u van my vra. U weet mos, Here, ek is 'n kerkmens. Wel, as jy dit nog nie gesê het nie, dan het jy dit seker al gedink. Ons reken ons sal eers uitkom by dit wat ons nodig het om van te lewe, en daarna as daar tyd is, kom ons by die koninkryk van God uit. Dan eers sal ek doen wat God van my verwag om te doen. Hierdie jongman het eintlik te kenne gegee, gesê, ek is okay, Here, ek is okay. En hoeveel van vandag mense wat kerke vol sê, ek is okay. Kyk maar net na my. Hy sê, ek doen ons die Bybelse beginsels, Here. Maar Jesus, hoor mooi, Jesus wou meer hoor. Jesus wou sy hart hoor. Markus 10:21 sê, en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Sjoe. Een ding kom jy kort. Jesus sê, raak van al jou besittings ontslae. Gee dit weg en volg my. Maar Here, regtig, mag ek dan nou niks sê nie? En dan moet ek nog u ook volg. Dus ek my Jesus ken, waar ek dit net sien, waarin stel hierdie man sy vertroue? Sien, hy het so 'n bietjie verder gekyk. En as ek ook regtig dink, sou Jesus nie van hom verwag het om net alles weg te gee nie. Maar Jesus wou sy hart hoor mooi vanoggend. Dit wat jy het, sy besittings, of is dit in God wat hy sy vertroue stel?
Jesus sê vanoggend, wat in my, wie het jy meer lief as vir my? Wat, my liewe suster, is daar wat jou weerhou om voluit die Here te dien? Wat 'n uitdaging het ons vanoggend. Gee weg man, volg my. Want as jy my volg, dan sal jy ook in my glo, sê die Here. En jy sal leef volgens my wil, want Jesus sê, ek kom eerste. Wat was hierdie man se reaksie? In vers 22, hy het egter geskrik toe hy dit hoor, en hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou wonder ek nou vanoggend, die Here vir jou vanoggend sê, gee alles weg, wie van ons gaan dit doen? Ek dink jy sal stil verdwyn. Wie sal alles opgee ter wille van Jesus? Here, ek wil die ewige lewe hê. Here, ek wil so graag die lewe en ewige lewe saam met U deurbring, Here. Maar moenie my vra om enige opofferings te doen, Here. Moenie my vra om U eerste te stel nie. Moenie my vra om U te volg nie. Want jy sien, deur wat jy Jesus volg, stel jy hom eintlik eerste in jou lewe. Jesus eerste in my gedagtes. Jesus eerste daar by my huis. Jesus eerste daar by die werk. Jesus eerste in my huwelik. Jesus eerste met my tyd wat ek het. Jesus eerste in my finansies. Jesus eerste in my lewe. Jesus eerste kan ek aanhou vanoggend. Stel jy Jesus eerste in alles wat jy is en alles wat jy sê en doen. Net so stel Jesus die vraag aan ons vanoggend. Wat of wie het jy meer lief as vir my? Jou seëninge, dit wat ek vir jou gee, wat jy nie verdien eers nie, of die een wie jou daarmee geseën het? Wanneer ons, my liewe suster, besef dat Jesus die een is wie ons lewens in sy hand hou, dan maak ons aardse sekuriteit nie meer saak nie, want hy sal ons bewaar. Hierdie was 'n groot toets, my liewe suster, vir hierdie jongman, wat hy natuurlik totaal en al gedop het. Weet jy wat? Jesus het jou eerste gestel. Jesus het jou eerste gestel. Daarom kan jy hom ook eerste stel in jou lewe. Matteus 10:37 sê, wie vader of moeder bo my lief het, is nie my waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is nie my waardig nie. En wie sy kruis nie opneem en agter my aankom en my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sê die Here, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Hierdie is harde woorde van Jesus. En ons wil dit ons nie hoor nie. Ons druk ons oor dit toe. En wanneer ons dit lees in die Bybel, dan lees ons so vinnig oor dit. Daar is lewe, en hulle noem dit soekie lewe wat jy verloor, om 'n ander lewe, die Zoe lewe te vind. Zoe is iets wat God in onsself het. Die Godtype lewe, die volheid van die lewe, wat sy oorsprong het uit 'n verhouding met God, gaan vir jou die ewige lewe gee. Jy sien, jy Jesus eerste stel, dan kry jy Zoe lewe. Die Zoe lewe is die verhouding wat uit God uitkom met jou. Daardie Zoe wat in is, beleef ons en ons lewe daarmee. Lewe wat in die Here is, wat ons kry met wedergeboorte en wat vandaan vir ewig sal hou. Is dit nie wonderlik nie? Maar dink 'n bietjie mooi oor vanoggend. Jesus wil eintlik sien wie of wat, van wie of wat jy afhanklik is. En slaag jy sy toets vanoggend? Kan ek vir jou sê, sal jy meer hê as ooit wat jy in 'n leeftyd bymekaar kan kom. Want God sorg dag in en dag uit vir jou. Want hy, die woord van die Here sê vir ons, en die woord van die Here is die waarheid, hy is die gewer van alle goeie gawes. As jy enigiemand bo my uitverkies, is jy my nie waardig nie, sê Jesus. God kom eerste, Jesus kom eerste.
Nou vra jy dalk vanoggend die vraag, hoekom moet ons God hoe alles eers stel? Ons leef vandag, eerste plek, omdat hy ons geskaap het. Hy het ons geskape om sy skaduwee en verteenwoordiger te wees hier op aarde. En hy het ons eerste lief gehad, en is veroordeel vir ons. Hy het ons eerste gestel, deur sy lewe vir ons op te offer. Hy is vervloek ter wille van ons, omdat hy ons skuld op hom gedra het. Hy het vir ons ewige woning by hom geskep, wat mooier en beter as ons huidige wêreld is. Ek weet ons almal hou van ons eie huise, né? Dis lekker daar. Dit maak nie saak hoe dit daar lyk nie. Jou bed is so lekker. Alles is vol hols. Kom ek sê vir jou sê, dis nie 'n touch in vergelyking met God vir jou voorberei. Ek sien so wat oor ons op 'n wolk gaan dryf. En dit gaan jou kooi wees, gaan dit nie lekker wees nie. Hæ? Jy gaan nie pyn hê in jou lig nie, want jy gaan nie seer nie. Dis wat God vir ons voorberei. Hy het ons geskape om een te word met hom, sodat ons een kan word met God die Vader. En daar is geen ander God nie. Jesus die enigste weg na die Vader. Petrus sê in Johannes 6 vers 66. Hiermee het baie van sy disippels teruggaan en het nie saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook maar weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe en ons glo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus het nie disippels nodig nie. Hy is nie hardop vir mense om hom te volg nie. Ons, ek en jy wat vandag gesit, almal wat daar buitekant is, almal wat die hele wêreld vol is, het hom nodig. Ons moet net begin besef in ons lewens. Ons moet nie dink dat hy moet wag tot ons eendag reg is om hom voluit te dien nie. Ons moet nie dink dat hy moet wag dat ons eers ander dinge eers te stel in ons lewe. En eendag, jy weet, daai eendag gaan ek dit vir die Here doen. Moenie tydelike dinge, hoor mooi, moenie tydelike dinge voor die ewige dinge stel nie. Jy gaan bitter spyt wees. Ek sal U volg, Here, maar laat my toe net eers van my huismense afskeid te neem. Kan ek vir jou sê, Jesus gaan nie tweede viool speel nie. Hy kom eerste. Hy is nie soos Elisa, wat vir Elisa toestemming gegee het, Elia wat vir Elisa toestemming gegee het, om eers sy familie te gaan groet voor hy hom volg nie. Jesus is groter as Elia. Hy is God, almagtig. Hy gaan nie toelaat dat jy jou familie bo hom verkies nie. Hy sal nie toelaat jy enigiets en enigiemand bo hom verkies nie. Hy kom eerst in jou lewe. Dit staan hom nie aan, dat jy die publieke belydenis van sy naam in die doop uitstel, omdat jy bang is dat jy jou familie gaan sien. Hy is tevrede dat jy ons soos Gideon en Nikodemus en Josef van Arimatea die geheim dien nie, en op afstand volg nie, omdat jy nie op jou familie se tone wil trap nie. Wie gee in elk geval om wat jou ouers en jou familie sê? Jy gaan jouself nie aan hulle moet eendag verduidelik wanneer die voor moet staan en die oordeelsdag. Jesus kom eerste. Want jy en jy alleen, net soos jy is, gaan voor hom staan eendag. En jou hartseer gaan het wees, as hy vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Jy, jou geskaam vir my, nou skaam ek jou vir jou, vir die Vader. Miskien sien jy dit nie nou in jou lewe as gevaar nie. Moenie soos die jongman maar dink jy is oké nie. My vraag is vanoggend, skeep jy die Here af in jou lewe? Skeep jy sy woord af? Skeep jy sy tyd in gebed af? Skeep jy die gemeente af? Dalk omdat jy dalk jou kinders moet oppas. Miskien stel jou kinders groter as die Here. Weet ons die ou pastoor Gerber gehad daar van Klerksdorp. En hierdie man het reguit geskiet. Hy het nie draai gevat nie. Hy het 'n keer vir 'n ou paar gesê, toe hulle vra, hoekom is julle nie in die kerk nie, het hulle gesê, ag pastoor, die kinders hou so besig by die huis. Hulle hou ons aan mekaar. Weet julle wat was sy reaksie? Kan ek jou skrik vanoggend wat sy reaksie was?
Hy het vir hulle gesê, dit is belangrik, julle onder die woord staan, die Here voluit dien. Matteus 18 vers 19 het vir hulle gelees, en gesê, as jy oog jou laat stryk, rip dit uit en werk dit in die weg van jou al weg. Dit is beter vir jou om een oog in die lewe in te gaan, as om 2 oë te hê en die helse vuur verwerk. En toe sê hy vir hulle die volgende woorde, as jou kinders vir jou 'n struikelblok is, kom ons bid saam dat die Here hulle dan maar wegvat, want dit is vir jou beter, dat jy in die huis van die Here is, as om hulle as 'n verskoning te gebruik. Wat as jy familie by jou kom kuier, skeep jy die Here af, skeep jy sy woord met die gemeente af, vir tyd saam met jou familie, omdat jy maksimum tyd met hulle wil deurbring, dan het jou familie vir jou afgod geword. By die universiteit, ons wou so graag, ons heel klein toevoeging tot die gemeente gesien, het ons gisteroggend teruggekom, want ek wil hier wees vanoggend. Skeep jy die Here af. Dis hartseer, dat jy nie eens oorweeg om jou familie saam kerk te bring nie, is omdat jy skaam is vir Jesus, wil jy nie jou familie moet die Here ken en geestelik groei nie. As jy 'n Jood, of 'n Moslim, of 'n Hindu, of 'n Boeddhist was, en jy tot bekering gekom, sou daai einste familie jou doodgemaak het. As jy in een van die lande bely het, weet ek dat jy seker nie 'n Christen sou gewees het nie, omdat jy nie Jesus bo jou familie wil kies nie. Weet wat sê Jesus? As dit die geval is jy nie geskik vir die koninkryk nie. Dis harde woorde, maar dit is so waar. Want as jy soos 'n boer is wat steeds omkyk, agter jou kyk, wie sien my raak en jy ploeg skeef. Jy sien, as jy moet reguit ploeg, moet jy jou skouer aan die wiel sit, dan ploeg vat. Jy moet 'n merk in die oog kry en sê, Here, ek volg U. Jy moet na Jesus kyk en nie toelaat dat enigiets jou van stryk afbring nie. Hebreërs 12 vers 1 sê, terwyl ons so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wenke wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. En weet jy, daarvoor het jy ander Christene nodig, om deel van 'n familie te wees in Christus, waar almal een doel voor oë het. En wanneer jy gaan uitsak, is daar iemand vir jou om jou op te help as jy val. Jy sien, die gemeente die Here daar gestel, sodat ons mekaar in die wedloop kan aanmoedig, sodat ons daar is vir mekaar tydig en ontydig, mekaar kan aanmoedig, mekaar kan vermaan, vir mekaar kan bid. Jesus is ewig, alles sonder Jesus sal vergaan. Wanneer Jesus ewig in ons woon, maak hy ons lewe tydloos, onverganklik en gee ons ewige lewe. Jesus se goddelikheid, my liewe suster, is die rede waarom hy verklaar in Johannes 14:6, ek is die pad en my Vader die adres. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie hierdie pad loop, kom met die ware lewe uit. En as iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. Daarom moet ek en jy, ons moet ons hart, verstand en wese op dit rig wat onverganklik is. Kom ons los die tydelike uit, los die wêreld uit. Gee my Jesus, moet ons antwoord wees elke dag. Gee my Jesus in die oggend, gee my Jesus in die middag, gee my Jesus in die aand, sê wat jy sê. Die woord sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en deur diewe ingebreek en steel word nie. Maak jou skat in die hemel bymekaar. Daar is geen mot of roes verniel nie. Daar is geen dief inbreek en steel nie. En dan gaan die woord verder in vers 21 sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Kom ons buite hierdie gemeente, elkeen wat deel is van hierdie gemeente, stel God eerste in alles. Gee my Jesus in die oggend, gee my Jesus in die middag, gee my Jesus in die aand. Dat my oop hom gevestig is, dat ek 'n pad met hom kan stap, dat ek daardie zoue lewe in my in kry, daai zoue lewe wat my optel, my krag gee, my deur help wanneer ek nie kan nie, my help wanneer ek nie meer kan stap nie, daai ou seer bene van my krag gee, daardie ou liggaam wat nie meer wil nie krag gee. Daai lewe wat ek so nodig het.
gaan ons net by Jesus vind. Maar ons moet hom eers stel. Kom ons maak ons bid. Jy vandag, en ek vra jou, saam met my wil staan en sê, gee my Jesus eers in my lewe. Dit maak nie meer saak wat daar buite aangaan nie, Here. Ek stel Jesus eerste van hierdie oomblik af. Staan saam met my jou vandag. Ek stel Jesus eerste. Here, wat U sê, sal ek doen. Wat U vra, sal ek doen. Wat U wil is, sal ek doen. Ek gaan nie meer in die wêreld kyk, ek gaan nie meer agter my kyk, om my kyk en rondkyk en dit wat hulle sê en doen is, dit maak nie saak nie. Gee my Jesus, halleluja. Nee. Juist. Dankie Here vir elkeen wat staan vanoggend. En my Vader, ek wil bid dat die krag van die Heilige Gees van elkeen besit sal neem, dat ons net sal sê, Jesus eerste en alles wat ons doen. Halleluja. Yes, Wat ons hier by Tehila, gemeente in Reddingsstad, stel Jesus eerste en alles. Yes. Want ons weet, dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Amen. En daarom kan ons lewe vandag. Geef vir ons daai lewe, Here. Die lewe van U wat in ons is. Maak dit vir ons wakker, dat dit sal leef, dat ons sal leef en leef tot in alle ewigheid. Want is al wat ons nodig gaan. Yes. Dankie vir vanoggend, Here. Dankie vir elkeen wat staan. Ek wil bid, Here, dat elkeen nuwe krag sal ontvang, wanneer ons op ons pad vorentoe gaan. Dat Jesus eerste gestel gaan word in ons hele lewe. Want ons weet, dat U vir ons in elk geval sorg vir al die ander dinge. Dankie daarvoor in Jesus naam. Ons gee al die lof en al die eer. Amen.